Kom ons almal staan. Jy kan rustig die plekke inneem en dan kyk ons sommer rustig na die video.
Vader, ons bid dat U ons sal vashou. As ons totsiens moet sê vir Engela. Dankie dat ons so lank deel van haar kon wees en sy deel van ons. En ons bid Here dat U ons sal toevou met U liefde en U teenwoordigheid. Dat ons elke oomblik sal weet U is by ons. Amen. Net een of twee praktiese reëlings in die res van die diens. Ons is 'n roudiens, 'n verrassingsdiens. So wat mense gewoonlik by die graf sou doen as dit 'n begrafnis was, gaan ons dan hierso by die lijkswaar doen. So as ons klaar is hierso, dan kan jy net uitbeweeg buitekant toe, dan gaan ons buitekant by die lijkswaar nog so laaste gedeeltjie doen. As ons hier klaar is, dan is jy welkom om daarna binnekant in die foyer saam te kuier as vriende en familie om bietjie saam iets te nuttig. Ek dink ons is baie deur mekaar deesdae met afskeid deel, met totsiens sê. Ek dink so van COVID af, selfs voor COVID, het ons gedink, mens lewe en dan gaan jy dood en dan gaan jy net môre aan met die lewe asof niks gebeur het nie. En ek dink dit is so verkeerd, dit is so onmenslik. Daar moet tye wees ons 'n bietjie gaan hartseer wees en huil. En ek hoop julle kan hierdie video oor en oor kyk en nooit ophou om te vergeet nie. 'n Mens kan nie vergeet nie, mens bid dat jy nie vergeet nie. Dit word later makliker en rustiger en hanteerbaarder, maar mag ons nooit vergeet nie, mag julle nooit vir Engeland vergeet nie. Sy het so deel van julle lewe, was so groot deel van julle lewe, dat julle koester haar asseblief, koester haar thoughts forever and ever. Dis belangrik, daar's niks verkeerd aan nie, jy moet so wees, dit is hoe ons werk. En dan het ons ook mekaar nodig. Dis die ander ding, ons het mekaar nodig, en ongelukkig net twee plekke waar mens deesdae by mekaar kom, een is troues, en ander is begrafnisse. En deesdae is ook nie meer troues nie, want troues is te duur om almal te nooi, so jy nooi net die mense wat jy in afgelope 6 maande geleer ken het, maar by begrafnisse is daar tyd om nog so 'n bietjie te ontmoet en weer telefoonnommers en e-mailadresse uit te ruil. So geniet die geleentheid om regtig by mekaar sommer net betrokke te wees. Vir ouens op Facebook Live, julle is so welkom vandag saam met ons hier. Die musiek is alles net gemute, ons moet dit doen ongelukkig met Facebook regulasies, so daar's nie 'n tegniese glitch nie, dis regtig waar net ons moet dit mute, as jy nie kan hoor nie, byt vas, die gepraatery gaan julle weer kan hoor. Ek gaan nou die reëling so tref dat ons so werk, ek gaan nou die begrafnisbrief aan die voorhou, en daarna gaan jy sommer so bly sit, dan gaan ons 2 liedere sing, en daarna gaan ek die hulde kans gee vir 'n huldeblyk, of wil julle eers sing, wanneer wil julle, later, vroeër, voor die huldeblyk, goed, so nadat ons die begrafnisbrief gelees het, en die 2 songs saam gesing het, terwyl ons sommer so bly sit, gaan ek kans gee vir die 3 susters om vir ons te kom sing, en dit niemand anders te behoort daarvan te weet nie, soos ek nog 'n geheim, julle mag nog nie dat hoor nie, en daarna gaan ek kans gee vir die huldeblyk en die bedankings, so wie gaan die huldeblyk doen, net geseker maak, Leandri, goed, goed, hy het ons dit reg. Goed, so kom ons sit rustig, en dan gaan ek die begrafnisbrief van die voorhou, en dan gaan ons die 2 songs sing, daar's 2 van hulle, wat 'n vriend het ons in Jesus, en genade onbeskryflik groot. Dit het die God van hemel en aarde behaag, om aan ons te leen, die mooiste blom, en een van die mooiste lewens wat God geskaap het. 'n Geliefde moeder, ouma, suster, tannie, en grootouma, familielid en vriendin, Engela Duisen, vir 80 jaar, 7 maande en 11 dae. Haar lewe was vir almal wat haar geken het 'n lewende voorbeeld. Haar siel was stil tot God, van wie haar lewensverwagting was. Haar hoop is vervul. Sy is verenig met haar koning en Here. Sy het God op aarde verheerlik deur die werk te volbring wat aan haar gegee het om te doen. Rus sag tot ons weer ontmoet. Jou heengaan word diep betreur deur jou kinders, suster, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en al jou vriende.
Goed, julle kan nader staan, almal wat gaan praat, as sommer gelykie bo kom staan. Nader. Sorry. Yes, al die Hildeblyke, skies. Ekskuus, ek julle het gevra eers dan kan eers die Hildeblyke doen. Dis reg so. Goed. Al die sissies gaan blykbaar, al die kinders gaan saam voorkom staan. Dag sê almal. Ek wys vir almal engele tuis in my ma. Die wonderlikste, sagmoedigste, liefdevolle mens wat nog ooit was en sal wees. Sy het vir jou moed, krag, enigiets gegee, maak nie saak hoe moeilik die tyd mag wees nie. As jy tonnel donker raak, jy begin pad verloor, het sy in 'n kwessie van 'n paar sekondes teruggetel op die regte pad. Om die waarheid te sê, waar ek is vandag, is die dag gemoedsrus, al liefde en al bystand. En ek sal haar nooit, ooit vergeet nie. Nooit nie. Dankie almal. Ons moeder. Sy is onvervangbaar. Sy is gekies om ons ma te wees. Sy was altyd daar. Ek gaan die tydjie saam met haar mis. Ons tot laat in die aand geselsies. Waar sy my nie erken het as Esther nie. Sy het altyd gesê, sy weet nie wanneer kom Esther kuier nie. Maar ek was steeds daar. Sy het altyd gesê, haar Esther is dik. So sy het my nooit geherken nie. Ek het al probeer reghelp, maar het was te vergeefs. Okay, Tinus het altyd boodskapies gestuur, want ons saam geluister. En sy het altyd gelag. Want Tinus het gesê, sê vir daai moeder van my, ek is lief vir haar. Geef haar 'n drukkie en 'n swingkie. Ag, dan het sy geskater lag. Sy was so liefdevol. Sy het lekker gelag. Sy het vir Tinus, van Tinus gehou. Sy het altyd gelag. Al was sy op haar sterfbed, het Tinus tot vir haar gesê, ouma, jy moet beter word, want jy moet met my dans. Ek weet, sy weet ons was daar. Ek en Hendrik en Tinus. Sy het haar laaste asem voor my uitgeblaas. Dit is baie hartseer, maar sy sal altyd onthou word. Ons het nou foto's en goeie herinneringe. Rus en vrede, ma. Liefde. Die gaan moeilik wees, maar ek wil net 'n gediggie voorlees in Engels, en ek dink dis ons almal vanoggend voel. I think of things you used to say, and all that you would do. At some point, every single day, my thoughts will turn to you. To love you was a bitter wrench. The pain out to my core. I cried until my tears ran out. And then I cried some more. This wouldn't be your wish for me, that I'd be forever sad. So I tried to remind myself of the happy times we had. I know I can't be with you now, and you can't be with me. But safe inside my heart, you'll forever stay. That's where you will always be. Tot ziens, moms.
net so 'n sekond. Ek gaan agterkom. Go in peace, go in kindness, go in love, go in faith. Leave the day behind us. Day is done. Go in grace. Let us go into the dark, not afraid, not alone. Let us hope by some good pleasure safely to arrive at home. Go in peace, go in kindness, go in love, go in faith. Leave the day behind us. Day is done. Go in grace. Let us go into the dark, not afraid, not alone. Let us hope by some good pleasure safely to arrive at home. Dankie liewe ouma vir jou liefde elke dag. Dankie liewe ouma vir die sonskyn in jou lag. Dankie liewe ouma, jy was altyd vir my daar. Dankie liewe ouma, elke dag die hele jaar. Dankie ouma, liewe ouma, vir jou sorg en vir jou liefde, vir jou omgee elke dag. Dankie ouma, liewe ouma, vir geduld en soveel liefde elke dag. Dankie liewe ouma, jy verstaan ons tog so goed. Dankie liewe ouma, deur die swaar kry hou jy moed. Dankie liewe ouma, ons sal jou vir goed onthou. Dankie liewe ouma, ons is baie lief vir jou. Dankie ouma, liewe ouma, vir jou sorg en vir jou liefde, en jou omgee elke dag. Dankie ouma, liewe ouma, dat jy
net gou so voor die preek, net om al die huil uit te kry. Namens ons hele familie wil ek graag net opreg dankie sê aan elkeen wat vandag saam met ons hier was om eer te toon aan ons geliefde ouma. Dankie vir elke gebed en boodskap van meegevoel. Dankie aan elke gebed en boodskap van meegevoel. Julle ondersteuning het ons in hierdie tyd van hartseer opreg getroos. Dankie ook aan almal wat vir ouma in die hospitaal gaan kuier het. Ons waardeer dit. 'n Spesiale woord van dank aan Afpop, Carletonville, Krugersdorp en Melville vir hulle gesamentlike hulp en ondersteuning met die reëlings. Dit word baie waardeer. Aan Dominee Gerard, baie dankie vir die troostvolle woorde en vir die leiding gedurende hierdie diens. Dankie ook aan NG Suiderlig vir die gebruik van die kerkgebou en die voorsiening van die koffie en tee na die diens. Ons waardeer dit opreg. Ons is ook diep dankbaar teenoor mamma Hendrik en tannie Esther, wat met soveel sorg en toewyding die begrafnis gereël het. Julle het werklik die las ligter gemaak en 'n mooi waardige afskeid moontlik gemaak. Dankie aan almal wat verversings gebring het. Ook baie dankie aan almal wat 'n bydrae gelewer het, al was dit hoe klein. Dankie ook aan tannie Belinda en tannie Monica dat tannie hulle tot so laat in die aand die hele week gehelp het met verversings. Ons waardeer dit. En dan 'n besonderse waardering aan oom Hendrik en Belinda vir die liefdevolle sorg wat julle vir ouma gegee het. Sy was werklik geseënd om julle aan haar sy te hê. Dankie oom Hendrik vir al die op- en afry en die reëlings by die hospitaal en die beklein met die sekuriteit. Ons almal waardeer dit baie. Besonderse dankie aan Belinda en ook Belinda se ma dat julle so mooi na ouma gekyk het, na al haar persoonlike behoeftes omgesien het by die huis en in die hospitaal. Julle sal nooit weet hoe baie dit vir ons beteken nie en ook vir ouma beteken het nie. Mag ons almal die mooi herinneringe aan haar koester en mekaar bly dra in liefde. Baie dankie. Kyk, dit is baie lekker om 'n ma en 'n pa te wees. Maar genade, dit is baie lekker om 'n ouma en 'n oupa te wees. Ek weet nie wie van julle is ook oumas en oupas nie. Is daar nog oupas hierso? Met sulke mooi kleinkinders soos myne? Nee, ek het nie so gedink nie, is reg. Ons het 2 kleindogters. Die enetjie is nou 6, sy word Sondag 7 en die ander enetjie is nou 'n jaar. En ek onthou die eerste enetjie toe Carly gebore is. Dit was onder in Pinehaven gewees. En nou daar's nou 3 oupas en 3 oumas, is nou 'n storie vir 'n ander dag. Hoekom maar 3 oupas en 3 oumas, maar daar 3 oupas en 3 oumas en Casper die pa wat nou hier in die kamertjie staan en wag het. Marisa en klein Carly, ons het gehoor alles het goed gaan in die teater, so ons wag nou in die kamertjie dat sy nou moet terugkom. En nou staan ons maar so rond en ons gesels en toe hoor ons hier kom die trolley waar Marisa nou is ingestoot en die suster dra vir klein Carly en is so pink pers kombersie waarin hulle so net soos 'n mummy so toegedraai is en die suster is 'n Indiër suster scan hierdie 7 mense wat nou hier staan. 3 oupas, 3 oumas en vir Casper. En dan moet jy ietsie backstory vertel. 2 van die oupas is bles en ek is grys en my skoonseun Casper is ook bles. So sy sien 3 bleskoppe en 'n grys kop en sy besef wel ek lyk die jongste, grys is jonger as bles en sy gee vir Carly vir my. So dis soos die suster gee. Nou staan jy met hierdie klein dis maar as lelik as hulle gebore is. Nee, dis so 'n gremlinkie, nee, maar ek het afkyk en sê word skielik die mooiste ding onder die son, maar sy is nou met gedruk en 9 maande in die baarmoeder en nou staan ek met hierdie klein gremlinkie en hou haar vas en ons mans was nog nie gewoond met hierdie popspeel ding nie. Ons doen dit nie van geboorte hier af nie, so nou moet ek haar vashou dat sy nie val nie, want as sy nou val dan is sy sielkundige skade tot
sy 21 is, so ek moet haar mooi koester, maar sy's woelig, sy wriemel haarself so oop, en so, terwyl sy haar oopmaak, kom haar so 'n handjie uit, en die handjie vat so om oupa se vinger, en toe chonk ek. Want toe weet ek, en ek weet met my hele verstand, maar op daai moment het my emosie net oorgeneem. This is God at work. Ouens, daar's nie 'n ander manier hoe ons geboorte kan verstaan nie. Dis 'n miracle. Daar's geen ander manier om dit te verduidelik nie. As jy nou net 'n bietjie gaan biologie nalees oor een spermpie wat 'n ander klomp sperms, miljoene ander swem om by 'n eierselletjie te kom, wat vashegting en seldeling en girls, julle is nou weet van daai eerste 3 maande se naarigheid en die tweede 3 maande se naarigheid en die derde 3 maande se naarigheid en rugpyn en waterretensie en ek weet nie wat se goeders alles nie. En dan kom hierdie klein mensie gebore en ons almal se monde staan so, wow, amazing. Dis geboorte. Dis die wow moment van ons almal se lewe. Engelaas en ook. En dan word ons groter en op hierdie stadium is Carly nou al in graad 1 en sy's by verre die mooiste en slimste en oulikste en alles, maar sy word nog groter, die wonderwerk gaan aan. Sy gaan deur haar laerskool gaan en dan gaan sy hoërskool toe en sy sal nie liefde ontdek in die hoërskool nie, sy sal ook nie soek daarvoor nie. Dis haar oupa sal keer dit gebeur en dan sal sy nog groter word en ouer word. Sy sal later universiteit toe gaan werk en sy sal self 'n ma word en dalk 'n ouma word en dan word hulle siek. En dan gaan ons dood. Daai punt is nie moeilik om te verduidelik nie. Dis God at work. Ons aanvaar dit. Dis by hierdie punt waar ons bietjie hare kloof en bietjie wonder. Of in gewone taal vir julle, waar was God toe engele haar laaste asem uitgeblaas het? Was hy vir 'n oomblik besig tussen Amerika en China om hierdie handelsoorlog vrede te bewerkstellig? Het hy dalk iewerster met Putin en Oekraïne daarso probeer vrede bewerkstellig, of in die Midde-Ooste, was hy dalk net vir 'n oomblikie dalk besig op 'n ander plek en het hy van haar vergeet? No ways. Ouens, julle moet mooi luister as ek sê, daar's geen manier dat God absent was toe engele haar laaste asem uitgeblaas nie. Trouwens, en dit sê ek vir ons as gelowiges, as jy nie 'n gelowige is, jy gaan nie verstaan nie. Verstaan dit. Maar vir my en vir jou as gelowiges, toe sy haar laaste asem uitgeblaas het, was God 100% daar. Daar selfs dominees, predikante, pastore, weet jy wat so goed is, al die profete, pause, wat baie keer sê dat die sonde het hierso finaal ons die nekslag toegedien. Dis nie die waarheid nie. 2 dae terug het ons opstanding sondig herdenk, wat gesê dat hierdie nie die einde is nie. So actually is hierdie eerste 5 minute van my preek nonsens. Hierdie is nie hoe die lewe werk nie. Trouwens, jou lewe is maar so lank. En dis al. En as jy en God nie mekaar vasgebind is nie, vasgeknoop is nie, dan is hierdie die laaste moment in jou lewe en dan gaan jy hel toe. Ekskuus, dit is sleg om op 'n begrafnis te preek oor die hel. Ek dink ons almal se emosies is rou en dis swak preekstyl om te doen. Maar ek moet dit doen. Ek moet vir jou sê, daar's een van 2 plekke waar jy oë oopmaak as jy jou asem uitblaas. Of in die hemel of in die hel. En dit lyk vir my die hel is net so lank soos die hemel. Hy gaan nie korter wees nie. En daar's 'n hele klomp moderne ouens wat sê maar is nie so warm daar nie. Temperatuur is bietjie af of jy kan skoon gebrand word en dan kan jy eendag hemel toe gaan. Sê waarheid nie. Die Bybel is duidelik daaroor, daar's 2 plekke, hemel of die hel. En die keuse moet jy neem voordat jy jou laaste asem uitblaas. Dankie Vader, Engela het 'n lang lewe gehad wat sy rustig met die Here verhouding gehad het en haar keuse lankal met die Here gemaak het. Maar onthou julle laas Vrydag, Goeie Vrydag, hang Jesus aan die kruis en 2 ouens langs hom.
En die een ou sê, Here, dink aan my as jy in die paradys is. En Jesus sê, vir jou het daar redding gekom. Jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Hy het die kans gekry om in die laaste minute van sy lewe vir die Here te gee. Maar die meeste van ons het nie so 'n voorloop nie. En daarom moet ek dit maar vir jou vra. En eintlik is vandag se preek geskoei op 2 vrae. Nommer 1: wat gebeur as jy vanaand doodgaan? En weer 'n keer is unfair om die vraag vandag te vra. En daarom gaan ek jou nie dwing om vandag 'n antwoord te gee en jy voor te kom staan en 'n gebedjie te. Dis nie wat ek wil doen nie. Ek wil jy moet rustig vanaand huis toe gaan. En as die honde klaar uitgesit is en die alarm is aangesit en jy het klaar vir oulaas gaan piepie en jou tande geborsel, gaan maak net seker dat jy en God aan mekaar vasgeknoop is. Want statisties, ja, gaan mense op 80 en ouer dood. Maar deesdae is die statistiek nie meer so duidelik, dit net ouer mense wat doodgaan nie, daar's jong mense wat doodgaan. Daar's mense wat nie vleur van hulle lewe is wat oorlede is. En daarom is dit, kan die dood by enige van ons kom staan, en daarom vra ek asseblief, as jy vanaand jou oë vir die laaste keer toemaak, wees seker, dat jy en die Here connected is. Kan ek net gaan myself kwalifiseer? Dit beteken nie jy is heilig nie. Dit beteken nie jy gaan nooit weer 'n vloekwoord sê nie. Dit beteken nie jy gaan nooit weer sonde nie. Dit beteken nie jy het hierdie holier than thou lewe nie. Dit beteken jy is vergewe. Dit beteken die kruis het vir jou oopgebreek. En daarom, dis so belangrik as dit asseblief vir daai vraag huis toe. Vraag nommer 2 is net so belangrik. Kan ek dit vir julle lees? En dis Paulus wat skryf in 2 Korintiërs. Hy sê, ons wat die skat het, hierdie skat het ons in die hemel, het hierdie ewige lewe forever en ever gaan aanhou, omdat ons in Jesus is. Hy sê vir ons wat hierdie skat in ons het, moet maar weet, ons is maar kleipotte wat maklik breek. En ek dink hy preek, die ouens in Korinthe is min of meer soos die ouens in die NG Kerk. Hulle sit en luister en as hulle, ons verstaan nie heeltemal nie. Weet nie wat jy bedoel nie, so ons gaan nie gesig, kop knik of hande opsteek of amen of iets sê nie, maar ons verstaan, en Paulus sê, okay, goed, ek sien julle verstaan nie, so kom ek sê het vir julle keer vir julle. Hy sê, kom ek gebruik 'n ander prentjie. Hy sê, julle verstaan nie die kleipot nie, maar kom ek vertel julle net. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, dat ons 'n vaste gebou in die hemel. So, ons gaan hierdie naweek so 'n bietjie kamp saam met die familie by 'n plek. Al my kinders en kleinkinders, almal verjaar, so ons gesê, hierdie jaar maak ons 'n groot kamp naweek. Dit gaan hopelik minder kos as om vir elkeen 'n persent te gee, elke keer koek te bak, en so ons almal is nou op een slag vir 'n naweek lank weg. En dit gaan nou, dit kan enige plek wees, maar kom ons sê maar dis by Buffelspoort. Ons is nie Buffelspoort nie, maar sê maar ons trek by Buffelspoort en elkeen met sy tent. En na so 'n dag, dan sê ons nie, want ons hou nie heeltemal van hierdie ding, ons wil hierdie plaveisel wat hier is uithaal, en ons wil 'n ander boom plant hierso, en op dag 2 dan kry ons 'n kontraktering vir ons eie swembaadjie, gazebo, swembaadjie te bou met 'n gazebo rond, en dan ons sal hierso rotsteen bou, en ons bring hom, dan gaan die bestuur gaan op besluit van sê, wag 'n bietjie, julle is net hierdie naweek hier, is nie julle plek hierdie nie, julle hier om net vir hierdie 2-3 dae, dan moet julle weer check. Dis die prentjie wat Paulus gebruik. Julle blyplek is 'n karavaan, 'n tent. Dis deurgangsbehuising. Dis net tydelik. En tog leef ons nie so nie. Ons leef asof hierdie al is. Ek sê by baie geleenthede vir my gemeente, en ek wil dit graag vir ons ook sê. Gewoonlik, ons as dominees kan nogal mense lees, body language lees, meer as julle ooit dink julle kan.
Jy kan agterste in gaap en ek sal weet jy gaap en ek weet iewers net om my preek 'n ander kink gee want daai ou luister nie meer en hierdie ou mense sien nogal raak wat julle is verbaas as hier van vooraf sien mense nogal baie goeders raak. Wat ek veral raak sien is gewoonlik teen Oktober, November maand hang almal so 'n bietjie. Skouers hang, koppe hang, kollekte is al hoe kleiner. Die worship is al hoe meer gedemp. Alles voel so 'n bietjie down want mense is moeg. Want hulle wil Desember gaan vakansie hou. Hulle tentjie pak en gaan vakansie hou Buffelspoort toe of Hartenbos toe of iewers net om weg te kom. Want ons is gedaan gewerk. Hierdie jaar en verlede jaar het ek agtergekom mense het al hier van Maart maand af raak. Mense is nou al moeg. En vir julle wat die voorsit val, sommer dubbel moeg. Nie omdat ek dit raak sien by julle nie. Maar Engela wat weg is te seer. Dit is ongemaklik. Julle weet dit waarskynlik. Maar oor so 'n maand en 'n half, nee, 'n maand, is dit Moedersdag. En julle hoef nie 'n kaartjie te koop hierdie jaar nie. Augustus maand gaan kom en die 28 Augustus hoef julle nie 'n persentjie te koop nie. Ouma's nie daar nie. En Kersfees gaan kom. En nuwe jaar gaan kom. En daarom is my tweede vraag so belangrik as my eerste vraag. Eerste vraag is wat gebeur as jy vanaand doodgaan? En tweede vraag, wat gebeur as jy vanaand nie doodgaan nie? As jy môre jou oë oopmaak en weer moet lewe en 28 Augustus met fees en 25 Desember sonder ouma en 1 Januarie 2026 en hoe opereer ons dan? Hoe maak die lewe dan vir ons sin? En ek dink dit is 'n groot vraag wat ons vra, maar hoe leef ons? Hoe behoort ons te lewe as gelowiges met pyn en seerkry wat deel van ons lewens is? Want ek wens ek kon vir jou sê, hierdie lewe gaan net 'n jolly ride wees. Dit gebeur net op by die Paaskou. Die lewe is nie net 'n jolly ride nie. Daar's baie keer plekke waar dit net hard en seer is en wat hartseer is, soos nou. So hoe doen die mense dit? Ek wil vir julle 3 is nie regte, ek weet nie wat is die regte woord, ek het al in my bediening al soveel gehoor, maar is 3 steps, fases, plekke, haltes, stasies waar jy deur moet gaan om hierdie ding te kan hanteer of verwerk. Die eerste een is, kom ons noem dit hartseer, waar jy gaan huil en huil en huil en dis fine. Ons kan maar huil. Jy kan die emosie hê van sommer net hartseer wees en sê, Here, hoekom gebeur hierdie goeters? Ek hou nie hiervan nie en jou trane kan loop en kan ek met die mans praat? Iewers het iemand vir ons gesê, cowboys don't cry. Mans moenie huil nie. Jy's 'n sissie as jy huil. Ouens, dis die groot klomp nonsens onder die son. Daar's tye wat ek en jy maar net kan huil, is okay. Naas Botha het altyd gesê cowboys don't cry. Nou ek trust nie vir Naas Botha nie. Ek hou nie van 'n blou bil oor die algemeen nie. En hy was 'n blou bil en ek was 'n leeu en dit het nooit vir my gewerk nie. Ek verkies eerder ou soos Nathaniel. Ek dink hy het ooit 'n rugbybal vasgehou nie. Nathaniel het gesê ons mans moet in touch kom met ons feminine side. Dis okay om te huil. Girls is nie 'n mooi gesig altyd nie. Ons hou nie af van dat julle vir ons kyk as ons huil nie. Maar ons mag maar huil. Trouwens, ons huil maar in elk geval. Dalk nie na buitekant nie, maar na binnekant toe. Trouwens, in COVID het ons op 'n stadium in 2 maande amper 55 begrafnisse gehad. Partykeer 2 op 'n dag. Dit was horrible tyd vir my in my bediening. En ek het toe op 'n stadium 'n artikel gelees wat nogal baie waar ding gesê het. Het gesê daar's sekere giftige stowwe, toxic waste wat in jou liggaam opbou wat jy net ontslaaf van kan raak deur middel van jou traankliere. Jy kry dit nie deur jou urinestelsel of jou sweetstelsel uit, jy kry dit deur jou traankliere wat uitgaan, wat uitloop. So manne, ons mag baie huil, is okay. Dis die eerste emosie wat ons het. Wat ons kan hê.
'n ander emosie is nie opeenvolgend nie, dit is verskillend. 'n Ander emosie wat ons het of kan hê is kom ek noem dit depressie, maar dis nie depressie soos 'n sielkundige toe gaan en pilletjies kry nie. Dis net so amper sê 'n lae vlak van depressie wat ek voel maar ek is nie vandag lus vir die lewe nie. Ek gaan nie vandag werk nie. Ek gaan nie met my pyjamas uitklim nie. Ek gaan net rondflout. Ek wil hê iemand moet jy wees, maar ek wil ook nie iemand moet jy wees nie. Jy weet jy soek iemand, maar jy soek nie iemand. Jy so ambivalente gevoelens die hele tyd. En dis ook okay. Ons mag maar partykeer so 'n bietjie down voel. En dan maak ons mos nou hierdie stupid ding ons sê, "Ag nee, jy moet nie so voel nie. Kom ek gee vir jou 'n blommetjie." Ouens nee, hoef nie altyd blommetjies gee nie. Ek wil 'n storie vir julle vertel aan die einde hieroor wat my geleer het in my bediening daaroor. Maar ons hoef nie mekaar net heeltyd op te cheer nie. Partykeer kan jy net sommer langs hom gaan sit en saam met hom hartseer wees. Down wees. Dis goed so. Ons sê vir mekaar sulke mooi goedjies, maar dit eintlik geen inhoud nie. Soos die Here het sy mooiste blommetjie kom pluk. Dis waar, dis alles waar, nê? Maar as ek en jy 'n klomp kaktusies wat agtergebly het wat die Here nie baie van gehou het nie. Dis hoekom ons so agterbly. Is dit ons hoor julle wat ons sê? Ons sê mooi goedjies, maar ek dink nie ons mooi gedink al oor die goedes nie. Selfs iets soos dis die wil van die Here. Dit is waar, dit is 100% waar. Maar help dit ons troos? Ek dink nie so nie. Ek dink dit probeer net so 'n pleistertjie plak, maar die wond is diep en seer en die Here wil sê ek wil daai wond diep kom regmaak, maar ons gaan 'n rukkie vat om dit reg te maak. Dit gaan nie net 1 2 3 wees nie. Die derde emosie is een van kwaad wees. Waar ons kwaad is vir omstandighede, kwaad is vir as ek net hierdie ding nog kon doen, kwaad is vir myself en ook selfs kwaad is vir die Here. Nee, dit mag ons nie doen nie. Ons mag nie vir die Here kwaad wees nie. Weet julle hoeveel bladsye is ons uit die Bybel uit moet skeer as ons nie ook baie keer vir die Here kwaad is nie. Die Bybel is vol voorbeelde van mense wat verskriklik kwaad was vir die Here. Baie keer dit het gegrens aan godslastering. Job, skatryk ou, baie vroom, opregte ou, goeie gelowige. En hy verloor al sy donkies, en hy verloor al sy kamele, en hy verloor al sy kleinvee, en hy verloor selfs al sy osse, en hy verloor 10 van sy kinders, al 10 van sy kinders, 7 seuns, 3 dogters. Dan kry ons vir Job waar? By vullishope. Potskerwe sny hom stikkend. Trek gooiingssakklere aan. Huil en moan en groan. En wat doen God? God los hom. God vat nie 'n lang sweep en slat hom nie. God vat nie nog sy vrou ook nie. God laat toe dat hy kwaad kan wees vir hom. En in hoofstuk 37 eers, luister mooi nê, 35 hoofstukke. Eerste 2 is die inleiding, 35 hoofstukke sit hy op die dumps. En eers in hoofstuk 37 sê God, "Sst, nou 'n bietjie Job. Kom ek vat jou dieretuin toe." Dis letterlik wat daar gebeur. Hy vat hom deur die National Geographic. Hy sê, "Job, vertel 'n bietjie vir my van hierdie seekoei. Sal jy hom vir jou dogter gee as 'n speelding? Of hierdie krokodil sal jy met hom fight? Waar was jy gewees toe ek die reën gemaak het en die sneeu?" En Job aan die einde van hoofstuk 37, middel 38 sê hy, "Oké, Here, ek sal net maar stil bly. Ek weet U is God. Jy het nie eens my geraas omdat ek kwaad was nie." Ek weet nie, die van julle wat tieners gehad het in die huis, tieners kan mos baie mislik wees as hulle nou kwaad is vir jou, nê. Hulle word, ek weet nie hoekom nie, maar tieners word swaar as hulle kwaad is vir jou. Ons het hier in Christophe West in 'n huis gebly met so lang houtgang, houtvloere. En as ek vir hulle kwaad is, dan storm hulle af na hulle kamer toe en hulle storm nie af hulle jy hoor word swaar word hulle nê en hulle word sterk. Hulle het sulke voorarms dan slat hulle daai deure toe en die ou huisie staan so op sy fondasies en vibreer. En as hulle vir my so kwaad is, het ek nie na die studeerkamer toe gestap en hulle geboortesertifikate opgeskeur nie. Hulle het my kinders gebly. Ons het later weer, ons kom nog steeds redelijk goed met mekaar oor die weg. Ons love mekaar nogal en ek sal persentjies vir hulle gee, môre en oormôre en Sondag en want ek is lief vir hulle. Sien, dis hoe God werk. Hy skryf ons nie af omdat ons vir hom kwaad is nie. Trouwens, ek dink God love dat ons op sy skoot kom klim en sê, verduidelik vir my hierdie en hy slaan so tamboerie op sy bors.
Here is okay daarmee. Uiteindelik kom ons by 'n 4de fase wat ons noem ek weet nie wat ons dit noem nie, ek weet nie, gaan aan met die lewe, berusting, allerlei mooi woorde, maar partykeer is jy by nommer 1 en dan by nommer 3 en dan by nommer 2 en dan by nommer terug by nommer, dan is jy by 4 en dan skielik eendag dan is jy weer terug by 1. So hierdie goed gaan nie en elke ou doen dit anderster, nê? Een van julle kan wees by ek gaan al aan met die lewe, anders is nog by hartseer. En jy kan nie sê kom spring nie, dis okay. Laat hom huil. Laat hom kwaad wees. Dis reg hierdie verskillende stepping stones waarop ons staan. So kom ek vertel 'n storie en dan gaan ek 'n prentjie vir julle teken as ek klaar. Toe ek in die bediening begin het, was ek 'n polisiekapelaan gewees. Wat beteken ek is in 'n gemeente gekoppel, ek het 'n gemeente werk, maar in die polisie was ek dan ook 'n dominee vir die polisiemanne. En een Saterdagmiddag kry ek 'n oproep. Ek het op daai stadium in Linden se kant gebly, Randburg gebly. En kry ek 'n oproep van 'n polisiekonstabel vir iemand van die 10111 nommer af gebel en gesê daar was 'n konstabel wat in Besuidnousvallei gewoon het. Haar kind het haar seentjie het hulle haar dienspistool en diensrevolver in die hande gekry en hulle het Russian roulette gespeel en hy het homself per ongeluk doodgeskiet. Nou ry ek van Randburg af West Valley toe met een van ek het by Blitspatrollie my kantoor gehad en een van hulle karre gehad, soos blou ligte en jy jaag hierdie dominee met die uniform met skepers epleppe en jy sien jy kom die dominee aan en toe ek nou daar stop, daar's 'n klomp polisiemanne en daar's want dis nou 'n polisie aangeleentheid en dit maak so oop en hier kom die dominee nou deur om nou ek weet nie wat te maak nie. Want ek besef whatever ek nou gaan doen, ek verstaan van wat nou hier gebeur het niks nie. En dis 'n swart konstabel gewees, vroue konstabel. En as jy nou die swart kultuur ken, hulle skree op die so hoog as hulle kan tot 'n tannie of 'n ma of 'n sussie nou kom troos en dan was nog nie so iemand nie. So hierdie vrou, haar naam is Rose, lê so in die sitkamer en skree. Dit het nou in die aangrensende vertrek gebeur en daar's nou 'n klomp polisiemanne en patologie ouens en ons sit nou hier, kom nou hier in en ek besef toe maar ek weet nie wat om te sê nie. So ek doen toe later te agterkom was dit 'n goeie ding. Ek gaan sit lê toe maar net daar by haar. En ek sê nou die konteks jy verstaan as ek die woord gebruik. En ek shut up. Dis nou haar woorde. En seker dat 'n tannie gekom of 'n niggie of iets wat daar getroos het en later as ek daar weg, ek kan nie onthou of ek gelees of gebid het nie, ek weet nie, dit was dalk, kon dalk, ek weet nie, ek weet nie. Ek het gehelp in die begrafnisreëlings in Limpopo, en was self daar gewees, en toe so 2 maande later, toe kom Rose by Blitspatrollie se kantore verby, en sy klop op my deur en sê vir my, Maruti, kan ek gou inkom? En ek sê vir ja, kom in Rose, en ons net gesels en drink tee. En sy sê vir my, Maruti, ek wil net vir jou sê dankie vir 2 goeders. Dankie dat jy daar was, en dis nou haar woorde, en dankie dat Maruti gesharap het. En toe besef ek, en ek het later iets daarmee oor geskryf in 'n preek, en toe besef ek ons bediening aan mekaar is to be present and to be silent. Wil ons mekaar help? Wees daar, sonder 'n klomp antwoorde, sonder 'n klomp cheap antwoorde, maar wees net reël daar. So onthou die vraag wat ek gevra het, wat gebeur as jy vanaand doodgaan? Dis jou vraag. Wat gebeur as jy vanaand nie doodgaan nie? Ek dink is 'n crucial vraag vir ons. En ek dink die antwoord wat die Here vir ons wil gee is, en dis die prentjie wat ek wil los, hy wil jou nooi op sy skoot te kom sit. Met al jou hartseer, met al jou vrae, al jou woede,
jou deprou, sommer net hier vertoef. As jy kwaad is fyn so. Ek het gisteraan terwyl ek besig was om voor te berei, sommer gedink, wat is my job vandag? Wat moet ek kom doen vandag? En dit is nie 'n refleksie op een van julle nie, ek het net gewonder, hoekom is ek hier? As ek hier so vandag 'n klompie tissues uit te deel, het almal se traantjies kan wegraak, of 'n paar mooi gevleelde woorde te spreek, om almal dan net so 'n bietjie rustiger te maak? Ek dink nie so nie. Ek dink my job is baie ouens wat nie so gaan verstaan wat ek nou sê nie, maar party van julle gaan wel verstaan. My job is om 'n posbesteller te wees, 'n posafleweringsou te wees. Om 'n briefie in jou hand te kom stop. En ek het nie 'n briefie nie. 'n visitekaartjie in jou hand te stop. En vir jou te sê, die plek waar jy moet gaan, hierso, op God se skoot. Almal kan nie alles vir die hele tyd vir almal wees nie. Maar God is daar. Ek is nou so, water ek ons nou al 33 jaar dominee. En elke week doen ons begrafnisse. Dis deel van lewe is om dood te gaan. En daar's twee soorte begrafnisse wat mense sien. Mense sien dit in jou kantoor, in jou spreekkamer, jy sien raak wie is hier. En mense sien mekaar se body language in jou oë raak. Daar's een soort begrafnis wat en verstaan reg, al twee soorte begrafnisse huil, al twee is depressief, al twee is kwaad, al twee moet iewers by berusting uitkom. Almal doen dit. Maar by een is daar hoop, soos vandag, né? En by ander is daar hooploosheid. En mense sien ongelukkig van hierdie ook. Dankie tog ons nie vandag daai nie. Vandag sien ons hoop. En my job is om 'n visitekaartjie te gee en vir jou sê, Jesus is die hoop van die wêreld. Hy is die een wat die verskil maak. So wil jy sinvol deur die lewe en jy hiernamaals gaan, connect aan hom. Veral vir die stukkie van hierdie rooi wat nog oor is. Ek weet nie heeltemal waar trek nie. Ek is nou al in die tweede helfte beslis van my lewe. En ek enige tyd van my lewe gebeur. Party van julle is nog in die eerste kwart. En dit is 'n incredible lewe wat vir jou voorlê. Hierdie ander 25% behoort vir jou wonderlik te wees, mits jy hierso vasmaak aan Here. En dan gaan jou lewe forever and ever and ever saam met God wees. Engela laat 'n groot leemte. Maar cheap antwoord, dit klink baie cheap. Maar gaan dit sê. Maar sy is by die Here. En dit is alles behalwe cheap. Dis waarna sy uitgesien het. En dis waarna ek en jy hopelik ook intens uitsien. Ons is kleipotte wat maklik breek. Maar Here, U het die hemel kom oopmaak vir ons. U die graf kom oopmaak en gesê, ek staan op en julle staan saam met my op. En daarom is Engela reeds by U en daarom is ons op pad soontoe. Ons bid Here dat U ons sal vashou, sal troos, sal vasdruk met U liefde. En dat U kan vasgebind wees forever and ever. Aan U kom die lof en die eer en die aanbidding toe. Amen. Ek dink ek het my blaadjie nou daar agter iewers te gelos. Kan ek een van julle se gou leen asseblief? Dankie, Andri. Ons gaan nou uitbeweeg buitekant toe en die kleinkinders gaan dra. Daar's prabuis 'n paar van julle kleinkinders se name met afgeval. Wil julle nie asseblief al die kleinkinders, almal wat hier afgedruk is en al die ander kleinkinders wat hier is, asseblief vorentoe kom nie. Ek dink kom julle eers gou almal vorentoe en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek.
Die res van ons kan ook almal staan asseblief. Mag die genade van Here Jesus Christus en mag die liefde van God wat ons Vader is en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees, met ander woorde, mag God drie-enig saam met ons gaan. Nou, as ons buite by die lijkswaar is, maar ook daarna, as die lijkswaar weg is, as ons weer by ons huise intrek, as ons vanaand weer alleen in die bed lê, mag sy genade by ons wees. Amen. Kom ons gee geleentheid eers vir die draers om uit te beweeg buitekant toe, en dan kan die naaste familie volg, en dan kan ons almal buitekant by mekaar kom.